Hi en welkom hier by Inspireer. Ons is besig om te gesels oor meer en beter. Wat kan ek en jy nou in hierdie oomblik en hierdie dag doen om ons lewe as gelowige, as kind van God, meer en ek wil sê beter uit te leef, beter uit te druk en om meer te wees vir hom. Nou, ek voel geloof is die een area waar ons verseker beter kan doen. Ons vertroue wat ons het in die Here is soms iets wat ons in kort skiet. Ek dink soms raak ons gewoond aan ons wêreldse sekuriteit, so ons reken op, ek wil sê, soos die Engels sal sê, 'n paycheck, ons reken op ons salaris, ons sekuriteit vind ons in veiligheidshekke en in mense en in plekke waar ons is en nie noodwendig altyd in die Here nie. En ek dink dan wanneer ons tragedie beleef, dan word ons wêreld absoluut geskit. Of wanneer ons werklik druk beleef en dinge werk nie vir ons uit soos ons gehoop het of gedroom het dit gaan nie, dan skud dit ons en dan voel ons wêreld tuimel so 'n bietjie uitmekaar uit. So ek dink vertroue in God is een plek wat ons absoluut beter kan doen. Ek wil saam met jou lees vandag, voordat ons 'n bietjie gesels oor beloftes, maar daarso in Hebreërs 10 vers 39 sê hy sê ons is nie van die soort wat bang word en so ons plek by God verloor nie. Ons bly op hom vertrou en sal saam met hom vir ewig leef. Ons sal saam met hom vir ewig leef. Nou daarso is 'n belofte om aan vas te hou. So ons hoop het 'n naam en sy naam is Christus. Christus sê ek en jy het reeds aandeel tot die hemel. Met ander woorde, ons het reeds 'n voet in die hemel. Ons sit saam met hom op heerlike plekke, sê hy. Nou, hoe vermeerder ons hoop en ons vertroue wat ons in die Here het? Wel, dis eenvoudig. Ons gaan kyk na die beloftes wat hy maak vir my en vir jou. En dan glo ons dit en ons vertrou dit en ons plaas ons hoop in hom, ons sekuriteit in hom, nie in mense of in aardse dinge nie, maar in Christus alleen. So ek gaan en ek onthou wanneer hy gesê het dat ek is duur gekoop. Dat hy gesê het hy die 99 gelos en het my kom haal. Die feit dat hy sê sy hand is altyd uitgestrek na my. Hy sê hy sal my nooit begewe of verlaat nie. Hy sê ek het die ewige lewe saam met hom. Hy sê ek het gesterf en ek leef nou in deur en saam met hom. So al hierdie beloftes oor my lewe hou ek aan vas. En wanneer tye moeilik is, wanneer dinge druk, dan herinner ek myself, wie sê die Here is ek? Hy sê ek is kind van God. Die grootste titel wat enige persoon in die wêreld kan hê. Kind van God. Ek herinner myself wat hy sê van my, dat hy my gekies het, dat hy my lief het, dat hy ten spyte van wie ek is, dat hy groot drome en groot planne oor my het, dat hy sê dat hy my geken het voordat hy my saamgeweef het in my moeder skoot. So die Here sê hy ken my intiem en meer as dit, hy wil met my 'n vriendskap aangaan. Ek onthou wat hy sê in Openbaring 3 vers 20 wat hy sê ek staan by die deur en klop en as jy oopmaak sal ek inkom en ek sal by jou kom eet soos goeie vriende behoort te doen. Dit is waar ons hoop en ons vertroue stel. Nie in mense nie, nie in aardse dinge nie, nie in saamgestelde sistematiese goed van die wêreld nie, maar in Christus, ons ewige hoop. Dis my gebed vir jou dat jy sal beter en meer sal hê en sal doen in die hoop en die vertroue wat jy in Christus het. En mag dit ook oorspoel na jou mense toe, na die mense om jou toe. Mag mense hoop beleef wanneer hulle met jou praat en mag jy mense lei tot 'n plek waar hulle absolute blindelingse vertroue in Christus het. Hoop jy het 'n awesome dag. Sien uit om jou môre weer te sien. Tot dan.